Die uitslag en al wat die pad loop, nie net spesifiek nie. Dit was nie 'n filmmoment nie, geen dramatiese musiek, geen trane wat onmiddellik oor wange rol. Net 'n kamer, stil, klinies. En 'n dokter se gesig wat anders kyk. Nie meer vriendelik professioneel nie, maar met daardie swaar wat jy nie leer op universiteit nie. Ons het die uitslaag. En dan volg die res in 'n vaagheid. Ek hoor die woord. Maar dis asof dit nie vir my gesê word nie. Dis asof ek opstaan uit myself langs my sit en kyk hoe iemand anders daar sit, stil, kyk, knik. Dis vreemd toe, vinnig, tyd verdig. 'n Lewe wat sekondes voorheen so normaal moontlik was, vol planne en kopies, môre, word net mooi, nou. Alles word nou. Wat beteken dit? Wanneer? Hoe gaan ek dit sê vir hulle wat ek lief het? Wat gaan van my word? En tog is daar ook stilte. En net buiten nie maar binne, 'n oorgawe. Maar nie noodwendig van moedeloosheid nie, eerder iets soos ek het geen beheer nie. Maar ek is nog hier. Ek kyk na my hande, dieselfde hande wat gister gekook het, wat ek kwas opgetel het, wat 'n brief geskryf het. Nou is hulle ook die hande van iemand met dit, die groot K. Ek ry huis toe met 'n kop wat voel soos 'n kamer sonder vensters. Alles het verander en niks het verander nie. Die wêreld buite gaan aan, motors, kinders wat lag, honde wat blaf. Maar ek het pas 'n grens oorgesteek, 'n onsigbare lyn. Ek is nou iemand wat weet, iemand wat anders asemhaal. Elke dag is nie meer vanselfsprekend nie, elke woord wat ek sê dra nou 'n ander gewig. En dit is hier waar ek begin leef, weer, maar anders. Nie meer die sekerheid van gesondheid nie, maar weer die waarheid van tyd. Hy het in my begin groei, maar hy het nie my siel nie.